Goeiemiddag. Dit is weer Gideon hier so vandag. Hiervan uit welkom Riebeekstad. En gaan ons so 'n bietjie net so vlugtig bietjie raak aan depressie. Ja, ek was die afgelope week en 'n half ook maar 'n bietjie stillerig gewees. Het ook maar weer 'n bietjie van 'n ligte depressie ondervind en so dan sit dit 'n ou so klein bietjie terug op die brug. Maar ek dank die Vader dat ek nie onder vlak 8 in beweeg het nie, dat ek so liggies aan vlak 8 geraak het en daarom so 'n bietjie meer nader aan 9 gewees en die afgelope paar dae is ek weer op vlak 10 en dit gaan goed met my. Wanneer ek so 'n bietjie van 'n dippie kry, dit is in my wêreld nou maar 'n klein dippie, maar 'n belangrike dippie. Tekens wat ek moet lees, tekens wat ek moet dophou, om seker te maak dat ek ten spyte van medikasie nie dieper ingly nie. En maar in elk geval, wat dit betref, dit gaan weer vanoggend goed met my. Ek is weer vol woema. Is nie dat ek die afgelope week en 'n half nie besig was nie, maar ek het weer daar so ligte, hier so bo, so ligte grys kombersie wat oor die brein getrek het. En dan hier binne my hart, hier waar 'n ou lewensvreugde voel, hier waar dit voel of jy gelukkig is, het daar ook so gryserige, donker lappie oorgeskuif en was my hart maar nie meer so lekker gewees nie. Hy was maar so 'n bietjie afgewees en het ek dit maar moeilik gevind om deur dit te breek, maar ons is deur dit en ons is dankbaar daarvoor. Wat ek graag vanoggend wil deel is, voordat ons heeltemal aangaan, wil ek vir die manne sê vanoggend, die vroue kan vir hulle manne die videoetjie wys, manne, ons manne het 'n probleem. Ons wil nie depressie herken nie, ons wil dit ook nie erken nie. Van ons manne, meeste manne weet hulle depressie. Wat hulle nie besef nie is die skade wat dit in jou huishouding veroorsaak. Dit wat die vrou moet deurleef, omdat haar man in depressie sit, en hy wil dit nie erken en hy wil nie gaan vir hulp nie, maar hy weet iets is nie lekker met hom nie. In my lewenswandel het ek baie manne gekry wat dan nou vanaand 'n kort of 2 biere sal drink, of 'n paar stywe doppe, wat hulle ook al drink, dalk brandewyn, whisky, jy noem dit, ek weet nie presies wat die manne drink nie, maar ek praat met baie mense en ek werk nog steeds saam met mense en met mense wat met depressie sukkel, maar die vrouens trek swaar. Die vrouens wat depressie het, die manne weet hulle ly aan depressie, die vroue onderdruk nie hulle depressie gevoelens nie, hulle druk dit uit. En ons manne het ook nodig om dit te erken, dat ons nie swakkelinge is nie. Depressie is nie vir swakkelinge nie. Kanker is nie vir swakkelinge nie. Griep is nie vir swakkelinge nie. Dit is siektes en jy het 'n siekte. Ek dink die goeie nuus is dit, dat jy dalk met 'n matige depressie sit, of dalk ligte depressie, maar watter een van die twee ook al, daar is baie raad en baie hulp daarvoor, dat 'n ou nie jou gesin in die gate in saam met jou sleep nie, want soos ek in die vorige video gesê het, there's a ghost in the house. Die vrou wat so in die huis, so met die depressie gesukkel het, sy het uitgegaan om te gaan werk in die dag, maar in die aande was dit hel vir haar gesin gewees, want sy het haar depressie ook in die huis gebring. Jy kan nie jou depressie by die huis los gaan werk, en dan terugkom en jou depressie by die werk los en huis toe kom nie. Hy gaan saam met jou na alle kante toe. En by die werk onderdruk ons hom, want ons moet werk, ons moet inkomste kry. By die huis onderdruk ons hom nie soveel nie. Ons gee hom vrye teels dat hy sy gang loop, maar dan vat ons familie saam met ons in die donkertes in. My eie lewe, elke keer wat ek 'n terugslag kry, en ek sal nog met julle gesels oor die terugslag, dan is die persoon wat die meeste ly, buiten myself,
is dit my vrou en ek weet nie hoe om haar te help nie. Sy verstaan elke faset, sy is by elke besoek saam met my, sy gaan elke 6 maande saam met my, waar ons dan in diepte bespreek en sy ook raad kry hoe om dit te hanteer. So manne, vandag is hierdie spesifiek op jou gerig. Ek weet van manne wat die hele dag lê, manne wat werkloos is, ons het bitter baie, ons het honderde, ons het duisende manne wat werkloos is, wat in depressie vasgevang is. Hulle leef ook in redelike armoede in, en probeer maar met 'n klein geldjie, die vrou is besig, sy probeer maar hier bietjie bak en daar 'n bietjie geldjie inbring, maar die manne doen niks in die huis nie, hulle sit, of hulle speel die hele dag speletjies, of hulle lê in die bed, of hulle sit net voor hulle en uitstaar. Dit is daardie manne wat ek vanoggend of vanmiddag althans wil aanmoedig. Praat met jou vrou daaroor. Werk vir jou 'n aksieplan uit, al is dit net elke dag 'n halfuur. Ek het 'n vriend wat sê, oom Gideon, al doen jy net vir 'n halfuur elke dag ietsie, klein bietjies oor 'n maand, gaan jy sien hoe ver jy gevorder het, en dit is een van my leses wat ek by hom aangeneem het. Dit is een van die dinge wat ek ook vir myself oefen. So wanneer ek bietjie af begin voel, en ek begin voel ek beweeg hier na 9 en dan hier na 8 se kant toe, dan sal ek opstaan, ek sal gaan stryk, en dan stryk ek die wasgoed. Ander kere dan vat ek die besem, maar vee ek uit. Ander kere dan sal ek opstaan en ek sal na 'n tuinbedding toe gaan en ek sal bietjie die grond omdobbel. En so maak ek daardie halfuurtjies op wat Wiekers my geleer het. Ek sal dan ook byvoorbeeld sommer begin teeltjies sny vir die werk wat ek doen aan 'n trappie wat ook nou al hoeveel jaar vat om klaar te kry, maar bietjie vir bietjie vorder ek. En so manne daar is, as jy klein groentetuintjie kan begin, spinasie groei lekker, hy groei maklik, en dis lekker om te sien as jou spinasies groot word en jy kan van homself afpluk. Dit help ook om so bietjie ligte en middelmatige depressie dan so bietjie aan te help, en dat jy bietjie meer serotonien en dopamien kry, veral die vitamine D wat jy dan uit die son kry. So tot 'n volgende keer, manne, ons gesels weer en sterk staan.